Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Dit is weer lekker vir my vanaand om met jou te kan gesels uit die woord van die Here, kort en kragtig gedagtes. Nou, dit is altyd so kort en kragtig as ou mooi daaroor dink jy, want dit is omtrent hier 25 minute. Maar ek vertrou die Here gaan jou weer eens seën en jou iets wys maak in jou hart en in jou geestelike wandel. Want dit is wat ons graag wil hê, dat die Here ons sal rig op hierdie aarde, hierdie tydelike woning waarin ons is, soos wat die skrywers daar in Hebreërs 11 sê, hy sê ons het maar 'n tydelike woning hier op aarde, mag die Here ons rig. Ek gesels 'n bietjie met jou vanaand oor om te staan op jou eie geestelike voete, om te staan op jou eie geestelike voete. Nou ja, soos ek altyd sê, jy kan onthou, dat as jy enige van hierdie hartklank boodskappe weer wil luister, of dalk wil aanstuur of gebruik, dan is jy welkom om te gaan kyk daarso op YouTube onder Fanie Meiburg. Dit is baie duidelik gemerk, jy sal dit baie maklik kan raak sien, en dan is daar ander inligting ook wat jy daar kan gebruik. En mag jy ook geseënd wees daarin. Maar vanaand gesels ons so 'n bietjie daaruit 1 Samuel 8 vers 5, en dit is maar alles gedagtes wat ontspruit daar uit die rigters se lewens uit en die volk, hoe hulle lewens probeer uitwerk het en die foute wat hulle gemaak het en hoe die rigters gekom het en baie dinge geherstel het, en weer eens het hulle ook maar foute gemaak, nee. Hulle het ook maar voete van klei gehad, soos wat ons ook al voorheen na gekyk het. So kom ons lees gou-gou 1 Samuel 8 vers 5. Die volk sê toe vir Samuel, onthou hy is mos die einde van die rigters, die begin van die profetiese bediening. Hulle sê vir hom, kyk, u is oud en u seuns wandel nie in u weë nie. Met ander woorde, hulle was nie so regverdig en hulle het nie so reg gerig soos wat Samuel dit gedoen het nie, en hulle moes nou eintlik oorgevat het. Toe het hulle 'n probleem met Samuel se seuns, sekerlik met reg, en toe vra hulle, maar stel nou vir ons 'n koning oor ons aan, om ons te rig, soos by al die nasies. Onthou, hulle het mos nie nooit konings gehad nie, nee? Hulle het rigters gehad wat vir 'n tydperk gerig het, maar dit was nooit 'n koning nie. Hy was 'n gewone ou gewees, soos al die ander, maar die Here het hom dan natuurlik bonatuurlike wysheid en insig en kragte gegee om die volk te kan rig terug na die Here toe en terug na hulle eie land toe onder andere. Maar, sê vers 6, die woord was verkeerd in die oë van Samuel toe hulle gesê het, gee ons 'n koning om ons te rig. En Samuel het tot die Here gebid, want hy het geweet, dis nie die wil van die Here, dat hulle 'n koning sal hê, soos die ander volke nie, maar dat hulle die Here in opregtheid sal soek en sal eer en sal dien. En jy weet, onder andere deur leiers byvoorbeeld. Leiers wat ook op voetsoolvlak is en nie as koning oor hulle sou reageer nie. Toe sê die Here vir Samuel, luister na die volk in alles wat hulle aan jou sê. Met ander woorde, doen wat hulle jou vra, want nie jou het hulle verwerp nie, maar hulle het my verwerp om nie koning oor hulle te wees nie. God wou koning wees oor die volk en hulle wou dit nie gehad nie. Hulle wou 'n mens gehad het wat oor hulle geregeer het. Jy weet, ons leef in 'n AI era, soos die Afrikaans sê, die KI, kunsmatige intelligensie, artificial intelligence era, waar die mens nie dit nodig vind, lyk dit vir my, om meer vir hulle self te dink nie. Ons word van alle kante af, word 'n ou gevoer met inligting en idees, doktrines van 'n wyd verskeidenheid van gelowe, godsdienste, wetenskappe, nee, politieke en sosiale oortuigings. En ek ry net die naweek Pretoria toe, nee, daar Pretoria se kant toe, en ek dink oor hierdie ding van om op jou eie geestelike voete te staan. Terwyl ek so ry, dan sien ek hoe mense ry, nee. Sommiges vat gevaarlike kansse, ander ry onverskillig, vinnig, en oor die robotte, en jy ken mos nou die taksies, en nie net hulle nie, nee, die stopstrate en alles, maar sodra hulle die verkeersbeamptes of die kameras gewaar, dan hou hulle by al die reëls van die land
En ek besef, dat die mens nie 'n ingeboude begeerte na standvastigheid en beginselvastigheid het nie, maar dat die mens gereguleer wil en moet word om ordentlike samelewing te skep. En ek sê nou nie almal is verkeerd nie, Ek sê ook nie almal is reg nie. Die mensdom soek die wet. Of iemand of 'n leier of 'n wetstoepasser of 'n predikant of 'n polisieman om hom of haar te lei in alles. Dit is so asof ons nie volwasse genoeg is. En as ek nou sê ons, jy hoor mos of wat ek sê, ek praat in Hebreë. En as diegene of dit nie daar is nie, die wet of die wetstoepassers of die leiers, dan is dit asof ons samelewings en ons sielsappelkarre omval. Want dis wat gebeur het daar met die Israeliete ook. Want ons probleem is, die Israeliete se probleem was, ons staan nie op ons eie voete nie. Of ons word nie van kindsbeen af, dit lyk my geleer soms, om op ons eie voete en ons eie geestelike voete te staan nie. Om nugter te kan dink en nugter besluite te maak en om nie die uitvindsels byvoorbeeld en die uitdenksels as soetkoek op te eet nie. Jy weet, om hierdie filosofie, leringe, gedagte en die neigings, jy weet, as soetkoek op te eet nie. As die polisieman nie kyk nie, dan pleeg die mensdom moord of hy steel of hy jaag aan. As die verkeerskonstabel nie daar is nie, dan breek ons die wet na alle kante toe. As die predikant nie kyk nie, dan vang ons onbesinne dinge aan. Soos wat baie nou al rooi gesig gestaan het, dalk jy ook nie. Nadat hulle gevloek en vrotgrappe vertel het en uit te vind dat daar eintlik in hulle midde 'n predikant staan. Jy weet, dit is so asof daar niks meer fout is om verkeerd te doen nie. Ons is so onstandvastig in ons menswees en oortuigings, totdat die wetstoepassers of die predikant of die leier of die werkgewer die scenario binne stap. Is dit nie tog so nie? En sukkel die totale mensdom nie tog met hierdie ding nie. Hierdie onvastigheid, hierdie onvolwassenheid, die onvermoë om op 'n ou se eie geestelike voete te staan nie. Die predikant moet vir 'n ou sê, jy moet vas, jy moet bid, jy moet jou Bybel lees. En as jy net vir so 'n maand lank nie kerk toe gegaan het nie, dan val ou se hele lewe plat, man. Heeltemal. Jy weet, en ek dink baie oor hierdie goed. Oor ou se eie lewe en in die wêreld waarin 'n mens lewe. En dan besef ek dat die mensdom leef nie met 'n godsbegrip en goddelike karakter soos hoe God ons geskep het nie. Jy weet mos wat sê die woord, hy het ons geskep na sy beeld en na sy gelykenis, nie om soos hy te lyk nie, maar om soos hy te wees. En dan besef ek, omdat ons juis nie met hierdie godsbegrip en hierdie goddelike karakter leef nie, is ons so beïnvloedbaar. En weet jy, dis nie 'n nuwe ding waaroor ek vanaand gesels nie. Ou Adam en Eva, soos iemand nou hierdie week, wat vir my so oulik was, het gesê, oorlee Paulus, soos oorlee Adam en Eva, hy het in die paradys met hierdie selfde onvastigheid te doen gehad. Hierdie selfde geestelike onvolwassenheid. Hulle het die godheid in hulle gehad, as jy verstaan wat ek bedoel, maar die oomblik toe hulle gebombardeer word met halwe waarhede en versinsels van waarhede, toe God nie daar is, sigbaar, vatbaar, tasbaar nie, toe knak hulle waterlote van geloof, toe val hulle in hulle vastigheid, of sal ek sê, toe val hulle in hulle onvastigheid. 2 Petrus 3 vers 17 praat juis van hierdie wegval uit julle vastigheid uit. Hy sê daar is mense wat na Paulus se briewe kyk en dit lees en dan
verstaan hulle nie 100% dit wat hulle lees nie, en dan verdraai hulle die skrifte soos hulle dit wil insien. En dan skep hulle 'n eie godsdiensgedagte, of 'n geloofsgedagte, of 'n leringgedagte en oortuiging, en so beïnvloed hulle ander mense deur hulle idees, en het die gevaar om sommige saam met hulle te sleep in hulle dwalinge, want soos hy, is daar ook baie ander wat onvas is. En vandaar die gedagte staan op jou eie geestelike voete. En Petrus, hy noem, jy moet 'n bietjie gaan lees, 2 Petrus 3, lees 'n bietjie voor vers 17 en na vers 17, dan gaan jy nou mooi die hele prentjie kry van hierdie gedagte. Want Petrus noem juist diegene wat so die waarhede verdraai, juist die onvastes, die wat die waarhede verdraai, nie die wat die onwaarhede ontvang net nie, maar die wat die waarhede verdraai as onvastes. Die wat nie staan op hulle eie geestelike voete nie, maar wat rondval tussen opgemaakte idees, sonder om dit wat hulle in die Bybel lees met geloof aan te neem en reg te interpreteer. Is dit nie wat met Adam en Eva gebeur het nie? Hulle het die waarheid gevat, maar toe die vyand spreek hier in hulle binnekant, toe val hulle in hulle onvastigheid. Jy weet, en as ek lees daar in Samuel, hoe die volk as gevolg van hulle onvermoë om op hulle eie geestelike voete staan, 'n koning verlang, soos die volke rondom hulle, dan besef ek die waarheid van wat God daar vir Samuel sê. Hy sê, die volk het my verwerp, Samuel. Die volk verwerp God in die proses, wanneer hulle nie op hulle eie voete, hulle eie geestelike voete staan nie. Hulle verwerp die inspraak van die Heilige Gees, die inspraak van die woord aan hulle binnekant, wanneer hulle onvas is en ronddwaal in allerhande tipe leringe, en luister wat die ene sê, en luister wat daar die ene sê, en die oordrag van kennis en idees en gedagtes. Dit is eintlik om God te verwerp. Want elkeen staan nie onder die leiding van God nie, maar onder die lering en die gesag en die oortuiging en die verhouding met ander mense, omdat daar die verhouding met hulle God, Skepper God, nie daar is nie. Omdat die mens nie wil agslaan op daar die innerlike drywing en lering en verhouding en karakter wat God in hulle gebou het nie. Wie wat dit is nie in jou karakter ingebou om verkeerd te doen nie. Ek weet ons is in die sondige wêreld, is ons ingebore, en dit waarmee jy sukkel ek ook mee. Ek praat nie met jou van 'n podium af nie, ek praat met jou van uit kleivoete. Maar ons het 'n probleem, ons sukkel met goed, omdat ons nie agslaan op die innerlike drywing en die lering en die verhouding en die karakter wat God in ons ingebou het nie. Die mens het ek uitgevind, ons is eerder bereid om misbruik te word deur die sisteem, as om self innerlik gelei te word deur Gods begrip. Jy weet, jy kan net in vrees van die wet lewe as jy aan die verkeerde kant van die vastigheid staan. Jy weet, ek sien reg deur die Bybel, hoe God maan dat ons sal staan op ons eie geestelike voete. Tot volwassenheid sal kom, in die gees en in siel en in denke, dat ons sal opgroei tot volle grootte in Jesus Christus, soos wat Paulus sê, die leringe van Jesus Christus en die leiding deur die Gees van Christus. Daarom praat Hebreërs daar in hoofstuk 5 vers 14. Hy praat van die volwassenheid, die wat geestesvermoëns besit om reg van kwaad te onderskei, om vir jouself te dink. En ek praat hier nou net van om te dink, okay, dis sonde en dis ek moenie sonde doen nie en ek moet sonde doen. Dit gaan nie daaroor nie, maar om allerhande idees, gedagtes, leringe wat na jou kant toe kom, om te besef, maar wat is regheid en wat is skeef, wat is krom en wat is regheid? Hy sê, 'n volwasse mens besit geestesvermoëns om reg van kwaad te onderskei, omdat hulle deur die gewoonte geoefen is. Dis 'n leefwyse
om op jou eie geestelike voete te staan. Dis om te staan op jou eie geestelike voete. Dis 'n leefwyse. Dis wanneer jy eg en oneg kan uitken, waar en vals, reg, verkeerd, maar dit kom uit 'n geestelike volwassenheid. Dis die ding. Dit moet ons strewe wees. Want jy sien, hierdie vastigheid is ons teenmiddel, die antidote, soos wat hulle sê, teen dit waarmee die wêreld ons voer, deur byvoorbeeld AI en die media, en hierdie stemme wat van alle kante af met ons praat. Ons moet tog 'n besluit kan neem, nee, van onsself. Ons strewe moenie nog 'n lering of nog 'n leier of nog 'n openbaring wees nie. Ons moet streef na geestelike volwassenheid. Hy skryf verder in Hebreërs 6 vers 1 om oor te gaan tot volmaaktheid. Volmaaktheid spreek van om te bou op die fundament van jou bekering en van jou geloof in God, op die fundament van jou doop en van die handoplegging en die ewige oordeel. Ons moet nie kamp opslaan by die twyfel en die argumente rondom hierdie beginsels nie. Ons moet, nou dat ons bekeerd is, nie daaroor redeneer of goed probeer regverdig nie, maar ons moet oorgaan tot volmaaktheid. Ons moet ons kruis opneem, die ou dinge agterlaat en in die nuwe lewe wandel. So met ons geloof in God, nee. Geloof in God beteken om 'n vaste vertroue in God te hê, dat wat hy in sy woord vir ons gesê het, ons dit eenvoudiglik so sal uitlewe. Want geloof is 'n vaste vertroue dat God sy beloftes sal waarmaak, al kan ons nie sien hoe nie. Dis kinderlike geloof. Jy weet die volk in tyd van die rigters, nee, en die oorstapproses van die rigters na die konings en die profete, soos wat ons nou lees daar in 1 Samuel. Hulle krisis was hulle onvastigheid, hulle onvolwassenheid, hulle gebrek aan geestesvermoëns en hulle gebrek aan onderskeidingsvermoëns. Hulle het geweet, hulle is God se kinders, maar kon nie Egipte uit hulle harte uitkry nie. Jy weet mos wat sê hulle? Hy sê, is maklik om uit Egipte te kom, maar is nie maklik om Egipte uit jou uit te kry nie. Hulle kon nie Egipte uit hulle harte uitkry nie. Hulle kon nie hulle geloof in God vasmaak nie, want hulle geloof, die onvermoë om die onsienlike te sien, het hulle gekelder. En hierdie onvolwassenheid het hulle elke keer laat val. Dis die resep om te val. En hier lê die waterskeiding tussen die vastiges en die onvastes. En hier is wysheid uit die woord uit. Hebreërs 11 vers 13. In die geloof het hulle almal gesterwe. Nou praat hy van die geloofsvaders en byvoorbeeld soos die apostels en die disippels. Hulle het almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Soos Moses en Abraham en Isak en Jakob. Maar hulle het dit uit die verte gesien en hulle het geglo en hulle het dit begroet en hulle het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Sien jy? Hy sê hulle het gesterf in geloof. Wat beteken hulle het gelewe in geloof? Hulle het gestaan op hulle eie geestelike voete. Hulle het gelewe met geloof. Om geestelik op jou eie voete te staan, sê ek reageer op God se beloftes asof ek dit sien. Ek glo dit. Ek maak dit my eie. Ek begroet dit met ander woorde. En ek handhaaf die gesindheid dat ek op hierdie aarde net tydelik is. Ek is soos 'n vreemdeling, ek is 'n bywoning wat hier net verby trek na my ewige tuiste toe, teenwoordigheid van die Vader. En ek gaan dit doen, gefestig in my geloof, gefestig, geestelik volwasse. Jy weet, Jesus het nie verniet gesê, en ek is nou besig om klaar te maak vir vanaand. Jesus het nie verniet vir sy apostels gesê, ek stuur julle so skape tussen die wolwe in nie. Jy weet, jy moet daarom maar seker van jou geloof wees. Jy moet daarom maar geestelik gefestig en volwasse wees, om kop omhoog as skaap tussen die wolwe in te stap. Tussen die heidene, tussen die sondaars, tussen die wat jou wil doodmaak, as gevolg van jou geloof. Om kop omhoog,
as skaap tussen die wolwe in te stap en te weet die God wat jou gestuur het, sal jou bewaar en sal jou onderhou en sal jou bekragtig vir die taak. Is dit nie so nie? Dis geestelike volwassenheid. Kind van die Here, ons is nie Israel nie. Ons is dalk nie Abraham, Isak en Jakob nie. Maar lewe ons nie tussen wolwe nie. En vra dit nie van ons. En sê dit nie vir ons, soos wat Jesus vir sy apostels gesê het. Is dit nie dieselfde woorde wat Jesus vir ons sê? Ek stuur julle soos skape tussen die wolwe in nie. En wat Jesus vir hulle sê is, nou moet julle tap uit julle geloof uit. Nou moet julle geestelik gevestig wees. Nou moet julle geestelik volwasse wees. Nou moet julle kan staan. As hulle vir julle sê, Jesus is nie God nie, Jesus is nie koning nie, Jesus is nie die verlosser nie, dan moet julle kan staan, julle moet dit kan bevestig. Want die wolwe gaan julle wil vernietig, en die ware lering van die woord gaan hy wil uit julle uittrek en uit julle uittap. Julle moet geestelik volwasse wees, julle moet geestelik staan. Kind van die Here, in die tyd waarin ons leef, in die tyd van AI, in die tyd van die verval van die normes en die waardes, en die tyd waar die Bybel so verander word, om by elke ander ou se gedagtes en idees in te val, en waar ons Christen geloof al hoe meer onder aanval is, en onpopulêr word dit gevra dat ons geestelik volwasse sal wees, en dat ons versigtig sal wees, vir dit wat ons gevoer word, deur leiers, politieke partye, selfs mense wat sê hulle is geestelik is en gelowig is. Dis tyd dat ons sal vestig in ons geloof, sal vestig in die woord, en dat ons werklik sal vra, Here, lei ons in die woord, lei ons deur u Gees, wys ons die waarheid, gee ons die waarheid, lei ons in die waarheid, want u woord sê, u is die weg, u is die waarheid, en u is die lewe. Lei ons dan in hierdie waarheid. Kom ons wees sterk, soos wat Paulus sê, Efesiërs 6. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Hoekom? Sodat ons staande kan bly teen die liste van die duiwel en van hierdie lewe en van hierdie bose geestelike omgewing waarin ons lewe. Kom ons word geestelik volwasse. Here, ons is so afhanklik van U. En dit is die uitroep in die opregtheid van my hart. Lei ons deur U Gees. Bewaar ons en beskerm ons. Maak ons geestelik standvastig, dat ons op U woord vertrou. Maak ons manne en vroue van geloof in hierdie uur van duisternis. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Seëninge, vrede vir jou, kind van die Here. Mag dit met jou goed gaan vanaand en ook in hierdie week wat voorlê. Tot ons volgende week, as dit die wil van die Here is, op dieselfde tyd, weer rondom die woord met mekaar kan gesels. Blessings.